ek weet dat Jesus is hier vanmôre. Hy is in hierdie gemeente, in hierdie kerk, is hy saam met ons. Vanmôre weet ek dat die Here praat nog, ek weet die Here hoor nog, ek weet hy sien jou vanmôre. En ek weet dit wat ek nou sê klink baie, dit klink logies, dit klink soos common sense, maar ons het nodig om bewus te wees daarvan. We need to learn to be mindful of the presence of God. En die Here wil iets met hierdie gemeente doen. Ek kyk vanoggend na elke ene wat hierso sit. En ek kyk ook na al die leespasies tussenin en my hart breek. My hart breek nie omdat die kerk leeg is nie. My hart breek omdat daar mense daar buite is vanmôre wat leeg is. Omdat daar mense daar buite is, there are people outside here in this community. Daar is mense wat langs ons bly, mense wat saam met ons werk. Mense in ons families, in ons vriendekring wat dor en leeg is vanoggend. En hulle behoort in hierdie sitplekke vanmôre. Ek weet ek is na hierdie kerk toe gestuur om 'n deel te wees van hierdie gemeente, net om deel te wees van die familie. Ek het hierdie gemeente gemis en ek het dit besef toe ons hier die eerste diens bygewoon het. Ons het laas jaar het ons 'n kerk geplant en ons seisoen by daai kerk was verby en ons het net kom besoek. Ek het net vir Kylie gebring dat sy kan sien hoe lyk my geestelike ouerhuis, die kerk waarin ek groot geword het, die kerk waarin ek geleer het. Ek het baie by hy geleer en hy weet dit nie eers nie. Net hier om te sien hoe hy week na week aanbid hierso op hierdie verhoog, sy getrouheid en die guns wat die Here hom gegee het in die bediening, het die saadjies geplant vir my eie bediening. Oom Leon, en ek dink oom Leon is vir ons almal 'n inspirasie. Hy was soos 'n tweede pa vir my in hierdie gemeente. En ek is die eerste een om te sê vanoggend dat ek dit nie altyd waardeer nie. Dit het my jare gevat om op hierdie punt te kom waar mens dinge sien soos wat dit is. En ek wil vanoggend sê dat die inhoud van hierdie preek vanmôre is dalk vir van ons baie bekend. Van ons gaan vanoggend na die preek luister en ons gaan sê, weet wat jy sê my eintlik wat ek reeds weet. Vir van ons gaan dit 'n nuwe ding wees. Maar een ding weet ek verseker. En dit is dat ons moet dit vanoggend hoor. Of jy het klaar gehoor het, of vir die eerste keer hoor, vanoggend moet ons hoor wat die Here wil sê. Soos wat in die boek van Openbaring sê, laat die gemeentes hoor wat die Gees wil sê. Laat ons vanoggend hoor. Laat ons vanoggend hoor. Die rede dat ek weet ek is veronderstel om hier te wees, is toe ons by die vorige kerk weg is en ek bring vir Kylie hier in, sien ek hierdie nuwe borde, ek weet nie hoe lank is hulle op nie, maar sien ek hierdie borde hierbo. En 'n week of twee voordat ons hiernatoe gekom het, gee die Here, ek bid vir rigting. Ek sê Here, waartoe moet ons volgende gaan? Ek's voltyds in die bediening, maar ek wil in 'n kerk wees. Ons moet altyd seker maak ons is gevestig en geroot, gewortel in 'n gemeente, in die huis van die Here. Ons het hierdie fellowship nodig, ons het hierdie plek nodig. Dit is waar ons bemag word, dit is waar ons gevoer word, dit is waar ons dors geles word. En die Here gee my Jesaja 61. Hy sê, dit is jou rigting vorentoe, en ek het nie 'n klou wat dit meen nie. Ek weet net dat Jesaja 61, dit is die way vorentoe. En ons kom sit hierso, en die eerste ding wat ek sien is hierdie bord. En daar, langs vision sê dit, Isaiah 61. Isaiah 61, I do not believe in coincidences. Vir my bestaan dit nie, die Here werk alle dinge ten goeie meer uit vir die wat geroep is volgens sy verordeninge. Daai is nie 'n ongeluk nie. Ek wil vir julle vanmôre sê dat dit is nie net 'n goeie idee waarmee pastoor Leon of die kerkraad opgekom het nie. Ek wil vanmôre vir julle sê dat daar is nie net 'n mooi Bybelvers wat hulle langs die vision gesit het nie. Dit is die wil van God en die hart van God vir hierdie gemeente en vir hierdie gemeenskap in wit en swart. En ek hou nie van om
alleen te preek nie, so as jy saamstem vanoggend raak opgewonde, sê vir my amen, as jy nie hou van wat ek sê nie, sê eina, maar asseblief, kom ons word ywerig oor die dinge van die Here vanoggend. Ons is nie 'n spectator sport nie, ons is hier om te participate, ons is hier om deel te neem, nee. Okay, so Jesaja 61, ek wil sê dat die Here het 'n seisoen beplan vir hierdie gemeente. Die Here het 'n seisoen beplan vir hierdie kerk. En as ons kyk na die titel van Jesaja 61, dit sê in die Engelse Bybel, The Year of the Favor of the Lord, or The Year of the Lord's Favor. In die Afrikaanse Bybel hier, en julle moet my vergewe, ek het in 8 jaar nog nie weer in Afrikaans gepreek nie, so ek is bietjie nervous oor dit. Maar die Bybel hierso voor my sê die genadejaar van die Here. En die titel kom van vers 2 af. Vers 2, Jesaja 61 vers 2 sê, om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here. Ek wil jou graag nou as jy jou Bybel by jou het, laai asseblief saam met ons Jesaja 61. Dit gaan op die skerm wees, maar daar is niks soos om 'n actual Bybel vas te hou nie. Daar is nie iets wat vergelyk nie. Daar is nie om dit voor jou te sien. So as ons kyk na daai woordjie wat gebruik word vir jaar in die Hebreëus, is daai woord Shana. Okay, en ek het dadelik gedink aan Shanana en ek gaan julle nou sê hoekom. Maar Shana word vertaal as 'n jaar, 'n tydperk of 'n seisoen in die Bybel. Maar Shana is ook in Hebreëus 'n werkswoord. 'n werkswoord. En dit is hoe ek gedink het aan Shanana, want die woord Shana as 'n werkswoord is to repeat, om weer te doen. Om dit weer te doen. En ek wil vanmôre sê, ek het groot geword met stories van herlewing in die kerk. Ek het die stories gehoor, ek het nie daai herlewing gesien nie, maar ek het die stories gehoor. En ek hoor die laaste paar maande in hierdie gemeente, hoor ek daai smagting hierso. Here, kom doen weer wat U gedoen het. Waar is die wonderwerke? Where is the healing? Where is the blind eyes open? Where is the deliverance? Here, kom doen daai ding weer. So die Here wil vanoggend vir ons sê, met hierdie vision hierso, dat daar is 'n jaar van die welbehae van die Here wat beplan is, 'n seisoen waar die Here weer gaan doen wat hy gedoen het in die boek van Handelinge, 'n seisoen waar hy weer in ons midde gaan beweeg soos wat hy in die ou dae hier beweeg het. Daar's mense wat in hierdie gemeente sit wat 'n magtige beweging van God hier in hierdie kerk ervaar het. As jy hier is volgens sit dit jou hand in die lug. As jy gesien het hoe die Here hier beweeg, if you have seen lives change here in the past, I'm telling you, God is going to do it again. God is going to do it again. Hy gaan dit weer doen. Hy gaan dit weer doen. Maar ons moet 'n rol in dit speel. Ons gaan nie net hier sit en die Here het ons nodig om te reageer op sy woord vanmôre. Every prophecy, every prophetic word, elke profetiese woord wat uitgaan, daar is altyd 'n condition aangeheg. Daar is altyd iets wat ons moet doen, 'n tree wat ons moet vat. So die Here wil groot goeders doen in hierdie gemeente en ons gaan sien wat ons rol is deur om nou in Jesaja 61 te lees. Van vers 1, dit sê die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis. Kom uit en roep 'n jaar van die welbehae van die Here en 'n dag van die wraak van ons God, om al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as,
verslae gees, sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. Dit is wat die Here hier wil doen in ons midde. Die eerste ding wat ons moet doen, is ons moet besef dat ons is gesalf om hierdie blye boodskap uit te dra. In die Ou Testament is konings, priesters en profete gesalf. Dit was om hulle te vestig in hulle heilige roeping voor God. It was to call them into office. In die Nuwe Testament sê Paulus vir ons die volgende in Romeine 8 vers 9 tot 11. Romeine 8 vers 9 tot 11. Paulus skryf, hy sê, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom, nou moet ons mooi luister, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon. As die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Amen. It's no longer I that liveth, it is Christ that liveth in me. The anointed Messiah living in me, working through me. Die gesalfde Messias woon in ons. Verder in Romeine 8 vers 14 en 15, en ek wil jou aanmoedig, gaan lees daai hele hoofstuk. Gaan lees daai hele hoofstuk, en ek wil die pastore hier vanmôre ook aanmoedig. Ek is net 'n broer in hierdie huis vanmôre, maar as ek enige iets sê wat nie ooreenstem met wat ons glo hierson nie, as enige iets wat ek sê, if your spirit does not testify to this morning, stop me. Stop my. Want dit gaan vanoggend oor die Here, dit gaan nie oor ons opinies nie, dit gaan nie oor enige iets buiten wat hy vanmôre wil doen nie. En Paulus sê, hy sê vir die Korinte, hy sê vir hulle dat elke woord sal in die mond van 2 of 3 getuies gevestig word. So ek wil ons leierskap net vra asseblief, as daar enigiets is waarmee julle nie saamstem nie, stop my dadelik. Romeine 8 vers 14 tot 15 sê, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Jy is 'n kind van God. Paulus gaan aan en hy sê, laastens in vers 29 en 30, hy sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Die broeders is ons almal. Dit is die broers en die susters, dit is die kerk. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. Die wat hy geroep het, die het hy regverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Ek wil vanmôre vir jou sê dat jy is geken en jy is geroep uit die moederskoot. Uit jou moeder se skoot is jy geroep om gelykvormig te word aan die beeld van Jesus, as 'n seun of 'n dogter van die Allerhoogste God. Die Here Jesus, as jy die Heilige Gees in jou het, is dit die Gees van Jesus Christus wat lewend is in jou. No longer I that liveth, but Christ that liveth in me. So wie is die gesalfdes dan? Ons. Ons kan soos Jesaja
vandag hier uitstap en ons kan sê, die Gees van die Here is nie op my nie, hy is in my. En ek is gesalf om 'n blye boodskap daar buite te verkondig. Jy sê, ons het werk om te doen. Ons het werk om te doen. Die Here het 'n baie mooi belofte vir hierdie kerk. Die Here het 'n plan vir hierdie gemeente, maar ons moet wakker word vanmôre. Gisteraand was ons tot seker 11:00 toe, ons is so af en toe met 'n revival in Benoni betrokke en ons is gisteraand weer tot seker 11:00 na 11 daar besig gewees. En selfs mense van 70, 85 is besig om in die bediening in te gaan. Die man is 70 jaar oud, hy gaan einde van hierdie jaar gaan op 'n missions trip. Ons is nie te jonk of te oud nie. Ons is nie te jonk of te oud nie. Daar is werk om te doen vanmôre. Each and every one of us has a mission field to go into. Kan ek 'n amen kry op daai? Elke een van ons het daai mission field om by in te gaan. Petrus sê vir ons in 1 Petrus 2 vers 9 en 10, hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Dis mooi. We are a royal priesthood, a chosen generation, 'n uitverkore geslag. Ons is gekies deur God. Hy sê om te verkondig, hy sê 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde, dit is die goedheid en die grootsheid van hom, wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie geen barmhartigheid bewys was nie, is daar nou barmhartigheid bewys. Ons is Jesus se priesterdom. Ons is geroep om te verkondig die deugde van die God wat ons uit die duisternis uitgeroep het, op elke straathoek, van elke dak af, elke pad en elke laan, in every valley, every mountain. We need to go out and declare the glory and the goodness and the greatness of our God. En wanneer ek dit sê, meen ek nie net ons moet uitgaan en praat nie. Jy preek beter deur om net daar te wees. Deur om Christus uit te lewe. Deur om, soos hierdie bord hierbo sê, sy hande, sy voete en sy stem te wees. Sy hande en sy voete, nog voordat jy sy stem is. Ons het werk om te doen vanmôre. Ons het werk om te doen vanmôre. Ons is sy priesterdom, geroep om hom te verkondig. Paulus sê dieselfde, hy sê in 2 Korintiërs en dit is die laaste gedeelte waarna ek reg wil ons moet kyk. 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 21 sê Paulus, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Ons bid julle, ons smeek, ons soebat, word versoen met God. Word versoen met God. Hy sê vroeër in hierdie gedeelte, sê Paulus vir ons, dat dit is die liefde, die barmhartigheid wat Jesus in ons bewys het, wat ons dring, wat ons dryf, om mense te smeek en te soebat en te oortuig dat hulle versoen moet word met God. Het jy vanmôre, sit jy hier, het jy al daai liefde van Jesus ervaar? Ek weet ek het. If it wasn't for the love of Jesus, en ek is nou
bitter min mense hierso ken my storie, maar ek sou dood gewees het. Ek sou dood gewees het. Ek het in die kerk groot geword en ek het weggeval vir 'n paar jaar en ek was op pad na 'n vroeë graf toe. Die Here haal ons uit die dode uit en hy sit ons in die lewe. En as hy dit vir jou gedoen het, dan wil hy dit vir iemand anders doen. As hy dit vir jou gedoen het, dit is nie waar dit eindig nie, dit is waar dit begin. Ek sien ons 'n hele paar jong mense hier vanoggend, hoor asseblief hoor wat die Here vanoggend vir ons wil sê. Hoor, neem dit ter harte, die Here wil ons gebruik. Die Here wil ons gebruik. Elke een van ons. Hy wil ons gebruik. Ons almal is die bediening van versoening gegee. Nie net jou pastoor nie, nie net 'n evangelis nie, nie net 'n profeet of 'n apostel nie. Jy is die bediening van versoening gegee. Ek en jy, alledaagse mense soos ons, is die bediening gegee. Die pastoor is daar om jou te bemag. Hy is daar om jou op 'n plek te kry waar jy kan uitgaan en hierdie bediening kan uitlewe, maar die bediening behoort aan ons almal. Jesus het ons lief. Jesus het die mense wat op buite sit, het hy lief. Iemand moet hulle sê. Iemand moet hulle wys. And that's us. Dit is ons. En ek sê vanoggend, daar is 'n belofte. Dit sê hier in Jesaja 1-3 het ons gelees dat die Here wil hê ons moet dit verkondig aan die ootmoediges, dat hy ons stuur om aan te kondig dat hy hier is om te verbind die gebrokenis van hart. Jesus wants to heal the brokenhearted. He wants us to declare freedom to those in captivity. Hy wil hê ons moet die gevangenes uitroep. He wants to do something in our midst. Al wat ons vanoggend moet doen is bereidwillig wees. Die oomblik wat ons vermoere sê, ja Here, hier is ek, en ons begin dit doen. Begin dit verkondig, begin uitreik na ons bure, na ons kollegas, na die mense by die skool, by die werk, in ons ronde. Ons almal kan nou, soos ons hier sê, kan ons dink ten minste 5 mense. Ten minste 5 mense met wie jy in die week in aanraking kom. 5 mense. Dink net aan 5 mense en vra die Here vandag, hoe kan ek uitreik na daai 5 mense toe? Want hulle het die Here nodig. En wanneer ons dit vanoggend hierdie roeping ernstig opvat, hierdie bediening van versoening ernstig opvat, gaan ons sien hoe alkoholiks en verslaafdes uit die boeie van hulle verslawing uitklim. Ons gaan vanoggend sien hoe die siekes weer genees word. Ons gaan sien hoe huwelike en families weer herstel word. As ons hierdie vanoggend ernstig opneem. Let us take the word seriously this morning. Ek wil net lees die belofte aan die einde van Jesaja. Dit sê hierso in Jesaja 61 vers 9-11 sê dit, en hulle nageslag sal bekend word onder die nasies en hulle nakomelinge onder die volke. Almal wat hulle sien, sal hulle daarvoor aansien dat hulle 'n geslag is wat die Here geseën het. Ek is baie bly in die Here. Ek is baie bly in die Here. Dit is my die mooiste sinnetjie hierso is dit. Dit laat my dink aan I love Lord Jesus with all my heart. Dis waar ons moet wees vanoggend. My siel juig in God, want hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. En hoor hierdie moet ons hoor. Vers 11.
dit maak my opgewonde, want soos die aarde sy plante voortbring, en soos 'n tuin sy gewasse laat uitsprei, so sal die Here geregtigheid en lof laat uitsprei voor die oog van al die nasies. As ons vanmôre hierdie eerste 3 verse vat, en ons vat dit ernstig op, en ons sê, Here, U het vir my gesalf, deur U Heilige Gees, om U blye boodskap daar buite te verkondig, in al my doene, en in al my late, in alles waarmee ek betrokke is, dan gaan die Here vir ons in die laaste 3 verse, die belofte daar oopmaak. Ek wil ook net vinnig vers 4 het ook vir my uitgestaan. Dit sê, hulle sal die ou pynhope bou, die verwoeste plekke uit vroeër dae weer oprig en die verwoeste stede weer nuut maak wat woes was van geslag tot geslag. En ons 'n paar sulke beloftes hierin en ek wil jou aanmoedig, gaan huis toe vandag en gaan lees Jesaja 61. Gaan huis toe en gaan lees 2 Korintiërs 5. Gaan huis toe en gaan lees Romeine 8. Gaan lees dit en gaan sien vir jouself en laat die Here dit vir jou oopmaak. Bovenal voel ek en die Here het my 3 uur gisteroggend wakker gemaak en ons moet betrokke word. Ons moet betrokke raak hier by die kerk. En ek self is skuldig, ek is nog nie betrokke deur die week nie. Ons raak nou nog betrokke, maar ek wil jou aanmoedig, raak betrokke. Raak betrokke. Raak betrokke, want die Here wil jou herstel. Herlewing begin nie daar buite nie, herlewing begin hier. Herlewing begin hier. En elkeen van ons is vanoggend, ek wil van Hein en die span vra om asseblief vir my af te kom. Ons sluit af. Raak betrokke. Raak betrokke, want die Here wil jou herstel. The Lord wants to make you whole and holy and conformed to His image, so that He can do a great work out here in the community. Sodat hy groot werk in ons gemeenskap en in die mense om ons kan doen. Maar herlewing begin vanoggend hier, so gisterand by daai meeting, het ons gebid vir dowe ore om oop te gaan, ons het gebid vir 'n gebreekte skouer, nie ek nie Kylie nie, die hele groep saam, die mense wat saamgekom het. En die Here het beweeg. Die persoon kon nie haar arm beweeg nie, volgende oomblik volle beweging. Die dowe ore, hulle bid vir hierdie tannie, sy kan nie meer hoor nie, sy kan nie eens hoor as jy voor haar staan en met haar praat nie. Volgende oomblik begin sy klas, sy sê, daai vrou op die verhoogsin te hard. Die vrou op die verhoogsin te hard, die is al gehoor terug. Die is al gehoor terug. Die Here kan dit vanoggend vir ons doen. Maar herlewing is 'n mindset. Herlewing is 'n mindset en dit begin met ons wat vanoggend vir Jesus reg sien. Dit begin vanoggend met ons wat Jesus reg sien. Ek wil 'n uitnodiging maak vanoggend en ek ons sal vir die siekes en vir mense wat probleme het ook bid, maar ek wil spesifiek vanoggend vra, as jy voel dat jy is bereidwillig vanaand, vanoggend, as jy voel jy is bereidwillig vandag om hierdie roeping ernstig op te vat, kom vir ons vorentoe. Enige jong mense, maak nie so wat jou ouderdom is, jong kan, soos ek gesê, dit kan 70, 85 wees.
Daai oom gaan op sy missions trip. Hulle is besig om die geld in te samel, hy gaan. So, as jy vanoggend voel dat daar is iets in jou en jy soek daai vuur, kom vorentoe, ons wil saam met jou bid. En as jy enige ander probleme het of enigiets het waarvoor jy gebed nodig het vanoggend, kom vorentoe. Kom vorentoe en ons bid totdat die genesing kom. Ons bid totdat die lig deurbreek in jou lewe. Ons bid totdat die situasie verander. Amen. So as dit nie vandag, as dit nie nou dadelik gebeur nie, ons hou aan bid. Ons hou aan bid, die Here wil dit vir